almal, dis weer ek, Juffrou Lazelle. Welkom terug by Father's Art Kids. Ek is net so bly dat julle nou besluit het om my te join vandag. Nou julle, ek hoop julle is gereed vir 'n exciting les, want vandag gaan ons oor iets baie belangrik praat. Hoe ons God met ons hele jaar kan vertrou. Dis reg, ons gaan leer hoe ons elke dag, elke week en elke maand van hierdie jaar vir Jesus kan gee, sodat ons regtig net die beste jaar ooit kan hê. Nou, julle vandag se les pas baie mooi by laasweek se les. So, as een van julle nou dalk laasweek se les gemis het, maak seker dat julle nou asseblief teruggaan en dit gaan kyk. Maar voor ons nou met ons les van vandag begin julle, gaan ons eers nou gou bid en dan gaan ons 'n paar liedjies saam met mekaar sing vir God. So, kom ons maak gou ons oë toe, dan kan ons gou bid. Dankie Jesus vir hierdie beautiful dag. Dankie dat ons saam kan kom om meer oor U en U woord te leer. Help asseblief elke kind om mooi na vandag se les te luister en help hulle om alles te verstaan wat ons gaan leer. Ons is net so lief vir U. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. Awesome julle. Nou, kom ons dan gou op, sodat ons nou 'n paar liedjies vir God kan sing. En onthou nou julle, God verdien ons heel beste, so kom ons gee hom niks minder nie. Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. I'll trust and obey every word you say, 'cause I know that you love me. I'm following your way every single day. I wanna be who you want me to be. You are the light, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I can trust you, Jesus. Every day I choose to honor you. Every day I can reflect you to others. Every day I am who you say I am. You are the light, the truth, the way. And I'll follow you every day. I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you.
My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. Yeah. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. This life for you, Jesus, your life for me. This life for you, Jesus, your life for me. Wow, julle. Dit was net so amazing. Ek kon regtig net die vreugde in die vertrek voel. En ek weet sommer net, Jesus het dit geniet om julle te hoor en te sien sing en dans vir hom. Nou, julle, vir vandag se les het ek nou ietsie saam met my gebring. Dit is nou iets wat ons kan help om ons jaar te beplan. Wil julle nou raai wat dit is? Ja, dit is 'n kalender. Nou, wie van julle wat vandag kyk, het 'n kalender by die huis? Of miskien het julle dalk een teen die muur by julle skool in die klaskamer. Nou, julle, ek weet kalenders voel dalk nou vir julle bietjie oudtyds, maar dis hoekom meeste mense nou 'n kalender op hulle foon eerder het. Maar of hulle nou 'n fisiese een het en of dit nou oudtyds voel of nie, of hulle dit op hulle foon, hulle is eintlik baie belangrik, julle, want sonder hulle sal ons nie weet wat se dag dit is nie. En julle, kalenders help ons ook om ons dae en weke en maande fisies te kan sien, sodat ons ons jaar kan beplan en sodat ons ons tyd wys kan gebruik. Maar julle, hier is die catch daarvan. Selfs al beplan ons baie mooi al die dae van die jaar en ons maak die beste van die beste planne. Partykeer gebeur daar dinge wat ons nie verwag nie. So, miskien word ons siek,
of ons vriend kanselleer op ons. Daardie goeders is nou nie dinge waarvoor jy nou beplan nie, maar dit gebeur tog. Plus, partykeer is party daar net uit ons beheer uit. Soos wanneer ons 'n toets by die skool moet skryf, of miskien moet ons 'n begrafnis bywoon. En op daardie dae voel ons dalk 'n bietjie bang en senuweeagtig of ewen hartseer. Nou, julle al is daar nou dae wat buite ons beheer is daar wel iets waaroor ons beheer het. Ons het beheer oor of ons God op daardie dae gaan vertrou of nie. Maar nog belangriker, ons moet eintlik God elke liewe dag vertrou, julle, nie net op die moeilike dae nie. Want julle sien, daar is 'n Bybelvers wat basies sê, as ons God vertrou, dan sal hy ons lei en ons wys wat om te doen. En julle, wie weet beter om ons nou te wys wat om te doen en ons te lei as God? Nou, kom ons lees gou die Bybelvers saam met mekaar, dat ons kan sien wat presies dit sê. Dis in Spreuke 3, vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Wow, julle, wat 'n kragtige vers. Julle, hierdie vers sê nou basies dat as ons God met ons alles vertrou, selfs die dinge wat ons nog nie eers kan sien en verstaan nie, en wanneer ons nou dit doen, julle, dan sal hy ons daardeur lei. Nou, julle, ek wil hê ons moet die vers nou bietjie eintlik opbreek, sodat ons nou presies kan sien wat elke deel van die vers beteken en hoe ons dit nou eintlik kan toepas op ons jaar. So, die vers begin ons nou met, vertrou op die Here met alles wat jy het. Nou julle, om op die Here te vertrou, beteken basies om te glo dat hy jou lief het en altyd die beste vir jou wil hê. Dit beteken om te glo dat God in beheer is, selfs wanneer dinge scary of confusing voel. Julle sien, dit maak nie saak wat die jaar nou vir ons inhou nie. Ek wil hê julle moet altyd na God toe hardloop en hom vertel van julle vrese en julle bekommernisse en julle planne en drome. Want julle, hy wil by alles betrokke wees. En julle, hy wil hê dat julle hom met alles moet vertrou. En julle, om God te vertrou beteken nie dat alles altyd nou gaan maklik wees nie, maar dit beteken wel eerder dat God vir jou sal sorg en jou deur die moeilike tye sal lei. Dink nou so daaraan. Wanneer jy nou leer eintlik om fiets te ry, dan vertrou jy mos nou dat jou mamma of jou pappa daar is en die sitplek vir jou vashou, selfs wanneer jy 'n bietjie wobbly voel. En jy hoef nou nie te sien en te weet dat hulle jou nou vashou nie. Jy vertrou ons nou net dat hulle agter jou staan en jou het. Nou, julle, om God te vertrou is presies soos dit. Dit is om te glo dat hy jou vashou, veral wanneer jy nou bietjie wobbly voel. Nou, kom ons kyk gou wat die volgende deel van die vers sê. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Nou julle, partykeer dink ons weet wat beste is vir onsself. Maar dink bietjie daaraan. Partykeer beplan jy nou om iets lekker te gaan doen, maar dan reën dit. Of jy wil nou die beste in 'n wedstryd wees en jy wil wen, maar dan gaan dinge nou nie volgens jou plan nie en jy verloor. Nou julle, dit is omdat ons as mense weet nie wat die toekoms inhou nie. Net God weet. En daarom het die vers nou mee begin deur om te sê, ons moet God met ons hele hart vertrou. Want dink daaraan, hy het die hemel en die aarde geskep. Hy het seisoene en die natuur en alles wat ons sien gemaak. So, hy weet beslis meer as wat ons weet. So, dit is beter om nie op ons eie insigte staat te maak nie, en eerder op God te vertrou, want hy weet wat is beste vir ons en wat die toekoms inhou. Nou, julle, kom ons beweeg nou aan na die volgende deel van die vers. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Nou, julle, om God se wil te vra in alles wat julle doen, is baie, baie belangrik. En
Al wat dit basies beteken is dat wanneer jy besluite neem, dan bid jy nou daaroor en jy sluit vir God in elke besluit in. Dit beteken om hom toe te laat om jou te lei, in plaas daarvan om jou eie ding te wil doen en te verwag dat hy dit nou net moet seën. Julle sien, dis beter om altyd eers na God toe te draai en seker te maak dat wat jy nou wil doen en wat jy beplan, deel is van sy wil vir jou lewe. Want God is nie veronderstel om net by 'n paar dae op ons kalender betrokke te wees nie. Hy moet elke liewe dag van elke maand betrokke wees. En nie net julle by die groot besluite van die lewe nie, selfs die klein dingetjies maak saak vir God. Hy wil deel wees van alles. Nou, ja julle, dit beteken, partykeer gaan dit nie maklik wees nie, want partykeer antwoord God ons nie so vinnig soos wat ons wil hê nie. Of wanneer ons hom nou wel insluit, dan is die antwoord partykeer nee. Maar julle, om God in te sluit en sy wil te soek, is nog steeds die beste ding wat ons ooit kan doen. Want God ken ons van binne tot buite. En hy ken ons beter as wat ons ewen onsself ken. En hy wil altyd net hê wat beste is vir ons. Nou kom ons kyk gou na wat ons uit die laaste deel van die vers kan leer. Hy sal die regte pad vir jou wys. Nou julle, hierdie is die exciting deel van vandag se vers. Want julle sien, God beloof om ons te lei wanneer ons hom vertrou en hom soek in alles wat ons doen. Dit beteken, ons hoef nie alles op ons eie uit te vind en ons koppe in die proses te stamp nie. Hy sal daar wees om ons te lei, maak nie saak waartoe ons gaan nie. Nou, dink gou weer aan jou kalender. Elke dag op die kalender is 'n kans om toe te laat dat God jou lei. Of jy nou by die skool is, of by die huis, of saam met jou vriende. En wanneer ons God vertrou en toelaat om ons te lei, maak nie saak wat dit is nie, dan sal hy ons help om 'n jaar vol seëninge te hê, en te groei en vreugde te hê. En op die dae wat nou dalk nie so lekker is nie, en dinge gaan nie volgens ons planne nie, dan kan ons altyd na God toe draai en dit in sy hande plaas en hom vertrou om ons te help om dit om te draai. Nou, kom ons doen gou 'n vinnige recap van alles wat ons nou vandag geleer het. Ons het nou geleer dat ons God met ons alles moet vertrou en dat ons nie moet staat maak op wat ons dink beste is vir onsself nie, maar dat ons God eerder moet vertrou en toelaat om ons te wys wat beste is. Ons het ook geleer dat ons God se wil moet soek in alles wat ons doen. En wanneer ons dit alles doen, julle, dan sal hy ons nou lei in alles wat ons doen, sodat ons die regte keuses kan maak. So, julle, kom ons maak die jaar 'n deel met mekaar. Kom ons begin nou elke oggend deur na ons kalender te kyk en dan hardop die volgende te bid. Jesus, hierdie dag is U sin. Help my om U ten volle daarmee te vertrou. Nou, julle, ek weet, dit is eintlik maar 'n eenvoudige gebed. Maar julle, dit is 'n gebed wat alles kan verander hierdie jaar. Nou met dit gesê, ons gaan nou ons eie kalender maak om ons te help vandag se les te onthou. So, kom ek wys julle gou hoe om dit te maak.
Wow julle, hoe cool is hierdie kalenderkraft? Ek kan nie wag dat julle sin maak nie. En elke keer as julle nou julle kalender sien, onthou Spreuke 3 vers 5 tot 6. Want God wil hê julle moet hom met alles vertrou. Elke dag, of dit nou groot of klein is. Nou julle, om julle kraaf nou te maak, moet julle eenvoudig na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê, hier is vandag se kraftlink, sodat julle dit nou kan download en met julle sin kan begin. Nou, wie is nou gereed om na al die amazing crafts te kyk wat julle nou vir laasweek se les ingestuur het? Ja, ek weet ek is, so kom ons kyk gou hoe julle gedoen het. Wow julle het almal so amazing gedoen. Ek is net so trots op elkeen van julle. Julle almal is regtig net so kreatief en ek kan sien julle het baie moeite ingesit met julle crafts. So baie dankie. Nou, ek moet sê, ek is regtig excited om julle crafts hierdie week te sien. So moenie vergeet om dit in te stuur deur 'n foto van julle crafts in die comments te los van ons craft post op Facebook nie. Nou, julle, dit is amper tyd om ons les af te sluit, maar voor ons dit doen, kom ons staan gou eers weer 'n bietjie op en sing 'n laaste liedjie saam met mekaar vir God. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. He will show you which path to take. Whoa, oh, oh. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Whoa, oh, oh. Proverbs 3, 5, and 6. Whoa, oh, oh. Proverbs 3, 5, and 6. Wow julle, wat 'n awesome les. Ek moet sê, ek het regtig 'n awesome tyd saam met julle elkeen gehad en ek vertrou dat julle nou God met julle hele jaar sal kan vertrou en nie net met 'n paar dae van die kalender nie. Nou kom ons maak gou ons oë toe sodat ons met ons les kan afsluit. Liewe Jesus, dankie dat ons U met ons hele jaar en ons hele lewe kan vertrou. Help ons asseblief om U elke dag te volg en help ons om te onthou dat U altyd by ons is. Dankie dat U ons lei en ons liefhet. Maak nie saak wat gebeur nie. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê
Amen. So julle, dis ons les vir vandag. Ek kan nie wag om julle volgende week weer te sien vir nog 'n amazing les hier by Father's Heart Kids nie. Maar tot dan, bye julle!